Twee gedagtes. Een net 'n kort getuie en as ek vir jou deel wat die Here my gewys het hoe hulle is aanbid. My seun en my dogter, hulle is met die seiljag, is hulle nou van Richards Bay af oor Madagaskar toe. Ek dink dis al 21, 22, 23ste dag nou al by Madagaskar aangekom en is hulle al by die eilande af en dan kom en hy maar sy vanoggend op sy gee sy elke dag nie so 'n omskrywing van dit hulle belewe. En sê by Nousa Lava is 'n eiland en hulle het hulle meer iets vas en dan het hulle so 'n dingie boutjie en dan gaan hulle met hom strand toe, jy weet jy, en dan verken hulle so 'n bietjie daar en hulle gaan aan en hulle kom daar by 'n reunie uit van 'n tronk. Maar die tronk bestaan nie meer nie. Dis net die mure en hier 'n dak en so aan. En nou wys hulle foto's van die tronk, weet jy. Maar wat my opmerklik was, in daai tronk, alles is af, daar's nie een deur nie. Alles is oop. So die tronk is nie meer in gebruik nie. So is regtig, dis net mure wat daar staan, verroeste singplate en so aan. En sy deel so 'n bietjie ook so met ons lewe. Sy sê hoe ons was in 'n tronk gewees. Maar daai tronk is nie meer in gebruik nie. We was in prison, but when you are born again, dat sal jy nie meer in die tronk nie. En dit is my baie treffend gewees. Hulle is ook pastore, hulle al twee en maar toe sê dit op, dan sit dit vir hulle groep, daar's soveel volgelinge wat hulle volg, hoe hulle seil, en dan gaan van Madagaskar af, dan gaan hulle om na die Comores eiland toe, hulle is avonture. Hy preek van sy boot af, vir sy gemeente in Suid-Afrika. Hulle gebruik die tegnologie, maar hy het hierdie ding geleer, as ek hulle geleer het, en hulle doen nie wat ek hulle geleer het nie, is die onus nie meer op my nie, is dit op hulle. Ek het hulle geleer. Hulle sal nooit kan sê, ek het nie geweet nie. Jesus sê hierdie mooi woorde, hy sê ek oordeel julle nie, ek het ook nie gekom om die mens te oordeel nie. Hy sê, maar my woorde, wat ek gespreek het, sal julle oordeel. Ja, ek dink is in Johannes 19, ek praat onder korreksie, maar ek dink is Johannes 19. Sy so mooi, as jy nog nie die woord gehoor het nie, is daar nie veroordeling nie. Maar as jy die woord gehoor het, dan kom veroordeling in. Dan kan jy nie meer sê, ek het nie geweet nie. Zwaar. Maar dan wil ons hier aanbid. Malcolm kom na ding in my gees. Miss Amy, kom na ding in my gees. Wat beteken dit om in Christus te wees? What does it mean to be in Christ? And Christ in you? Ons is in die kerk, maar is die kerk in ons. Terwyl ons die Here aanbid, kom hierdie ding en hy praat met my. Hoe leef julle my? Hoe beleef julle my? Ek in julle en julle in ons.
As ek kyk na Gigi, toe sy baba, toe sy begin 'n bietjie mens word, toe hou sy haar ma en pa dop. En toe begin sy optree soos ma en pa optree. Okay, julle like dit nie altyd nie, nee. Maar dit is so. Die ouer is die kind se voorbeeld. Ons as ouers, hey, maak soos sê. Nie soos ek is nie. Maak soos ek sê. Maar moenie maak soos ek doen nie. Daai een het my oorlede pa, man, ek ken daai een. Maar nou ja, prys die Here, hy is by die koning. Amen. Maar ons is besig, as jy Engels, Afrikaans, al twee daai prys, want wie kan nie Afrikaans verstaan nie? Ai, dis so jammer te nou, hoe kan ek nie my Engels oefen nie? Ek moet dan hier na 'n bietjie Engels ook praat, nou mooi nou, dat ek 'n bietjie kan Elena, thank you. Sy is my suster in Lady Smith, en sy het my bietjie gehelp met my Engels, want ek kon net yes en no sê. En good morning en goodbye, jy weet, dan, dis my Engels gewees. Maar sy het my bietjie geleer, en nou ja, toe komplimenteer sy, maar sy sê, man, jy het gegroei in die Engels, ne? En sê ek, baie dankie Elena, maar sy het in my lewe begin deponeer Engels. En toe maak ek my mind op, Kali, ek kan Engels praat. Ek kan goeie Engels praat. Maar as nie my skuld dat jy dit nie kan verstaan nie. As nie my skuld nie, ek kan Engels praat. So, toe ek daai besluit maak, weet julle wat gebeur toe? En dis waarheid hoor. Julle kan maar glimlag saam met my, lag saam met my, nie vir my nie, saam met my lag, nee. Maar dis waarheid. Maar toe ek verstaan, maar ek moet Engels oorwin, en ek maak die besluit en dit kom oor my lippe, ek kan Engels praat. Dis jou probleem om te verstaan. Toe is ek verlos. Op my Engels hoek of kroek is doesn't matter, I can speak English, man. Jy sien, maar toe is ek nie meer in die tronk hierson nie. Toe is ek nie meer bang vir mense, om met hulle te praat nie. Toe is ek vry. Halleluja, my broer, halleluja, halleluja. Ons is besig om te praat oor die vrug van die kruis. Nou, ons sal nou net so 'n bietjie kyk ook as die Here ons lei na die vrug van die Gees toe, maar die vrug van die kruis. Nou, die kruisdood is vir die kerk so hoogtepunt in die kalenderjaar Paasfees. Almal praat van die kruis. Jesus gesterf aan die kruis. En hy het gesterf aan die kruis. Maar wat beteken sy kruisdood vir jou? Wat beteken sy kruisdood vir die mens? Wat 'n vrug is daar vir sy daad, sy opoffering, sy lewe wat hy vir die mens gegee het? Wat 'n vrug is daar? Sien kind van die Here, wanneer ons gekonfronteer word met waarheid, dan hou ons nie van waarheid nie. Want waarheid, as hy nie skeiding bring met jou nie, is dit nie waarheid nie. As die woord nie soos 'n tweesnydende swaard skeiding bring tussen jou gees en jou siel nie, tussen jou murg en been nie, tussen die oorlegginge van jou hart nie, as daar nie skeiding kom nie, dan was dit nie waarheid vir jou gewees nie.
Daar kan twee kante wees. Die persoon het nie waarheid gepraat nie, of hy het waarheid gepraat, maar jy het waarheid nie aanvaar nie. Want waarheid, nee, het altyd 'n verantwoordelikheid. Jongman, luister wat die pastoor vir jou vanoggend sê. Ek wil nie vir jou sê apostel nie, want ek hou nie daarvan nie. Ek weet wat 'n aanpak vloei, maar ek jou vanoggend vertel, nee, waarheid gaan twee dinge by jou bring. Daniel, twee dinge gaan waarheid veroorsaak in jou lewe. Verandering en groei. Verandering en groei, want waarheid, nee. Sê jy was 'n slaaf gewees, maar jy is nie meer 'n slaaf nie. Maar as waarheid jou nie vrygemaak het, dan lewe jy nog as 'n slaaf, terwyl jy eintlik 'n vry man, vry vrou is. Dan lewe jy nog steeds as 'n slaaf. As ons kyk na die kruis, wat toe Jesus uitroep, dit is volbring, het hulle staan, dit is volbring. En hy gee sy gees oor, en hulle vat sy liggaam, en hulle sit sy liggaam in 'n graf, en 3 dae daarna, toe rol die steen, wat hulle om die graf verseël het, en hy kom op, en hy staan op. Maar wat het gebeur in daai 3 dae? Hy het die dood oorwin. Hy het die sleutel van die dood by Satan gaan wegneem. En hy staan op. Dis die vrug van die kruis. Hy het die sleutel van die dood gaan wegneem, want die loon van die sonde is die dood. Maar toe hy my en jou sonde op hom neem aan die kruishout en hy sterwe, toe betaal hy die prys, want as hy nie jou sonde en my en die wêreld se sonde op hom geneem het nie, sou hy nie kon sterf nie, al het sy liggaam feitlik nie meer bestaan nie, want die Bybel sê in Jesaja 52 sê hy sê hy het nie meer 'n gedaante of 'n gestalte van 'n mens gehad, soos die mense kon aankyk nie. Maar as hy nie jou sonde op hom geneem het nie, kon hy nie sterwe nie, want die loon van die sonde is die dood. Hy het nie sonde gehad nie. Maar toe hy jou sonde vat, op hom vat, toe kon hy sterwe. En hy betaal die prys vir my en jou sonde, sodat jy nie meer hoef te sterf nie. Jongman, ek sien jy hierdie voet. Sien jong, ek trap hom daar vas. En ek trap hom hier vas, wat het ek nou gemaak? Ek het vorentoe gekom en wat ek nog gemaak? Ek het 'n tree gestap. Daniel, die Bybel sê, koning Dawid sê, as een tree tussen my en die dood. Maar die vrug van die kruis is, vir die kind van God is daar nie meer dood nie. Die laaste vyand wat nog moet oorwin word, is dat hierdie liggaam afgelê moet word, totdat jy 'n verheerlikte liggaam van Jesus Christus sal kry. Dis die laaste vyand wat oorwin moet word. Maar die vyand wat die dood, hy wat maak dat jy hel toe gaan, dat jy sonder God verloor is, daai dood is weggeneem as jy die vrug van die kruis, Jesus Christus, aanneem as jou saligmaker, as jou verlosser. Dis die vrug van die kruis. Maar nou sê die Bybel, hy's nou in jou. If you are born again from above,
Kom ek verduidelik, want dit wil vir my lyk asof die kerk dit nie verstaan nie. Nee. Dis God, Heilige Gees, wat my en jou, jy het God nie gesoek nie hoor. Moenie jy verwaand wees om te dink jy het God gesoek, jy het God nie gesoek nie man. As God in sy ewige liefde, wat van die troon af, kyk, Jesus stap die stowwerige pad van hierdie aarde en hy betaal die prys. Nou, omdat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is, nou kan hy jou kom besoek, deur sy Gees en sy Gees oortuig jou. Baie mense bekeer hulle in die siel, maar hulle bly slawe. Hulle lewe verander nie. Arm bly hulle arm, geestelik, finansiëel, fisies bly hulle arm. Dan sê hulle nog, dis seker maar God se wil. Waar op aarde lees jy hierdie nonsens? Jesus sê ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed moet hê. Huh? Come on man, that's a good word. Jy kind van die Here, maar omdat ons die waaragtige Heilige Gees wedergeboorte verstaan nie, verander jou lewe nie. Wat sê Jakobus? Julle is soos die golwe van die see, dan bo, dan onder. Dan bo, dan onder. Dan is emosies nou lekker as ek voel lekker, dan gaan ek die Here dien. Maar as ons onder is, wil die Here net kyk, hey, hou jy aan my vas? Hou jy aan my vas? Glo jy dit ek is? Jy kind van die Here, die vrug van die kruis, is dat die Here Jesus Christus, nou moet jy luister, nou kom ek na die boodskap toe, is dat Jesus Christus jou gees lewend gemaak het. Daardie gedeelte, toe God die mens skape, en hy vorm Adam uit die stowwerige aarde uit, en hy maak vir hom 'n liggaam, en hy blaas in hom in, toe word hy lewende siel. Lees Genesis 2. Toe het God het gesê dat mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Toe Adam opstaan, alhoewel hy in 'n liggaam was, toe sy gees en sy siel soos God, want God is gees. Maak 'n sin nou nie? Amen. As jy met my. As jy my nie verstaan nie, maak so, dan gaan ek jou verduidelik hoor. Jy mag hoor. Jy sien, maar toe Adam en Eva sondig, toe gaan die gees waarmee hulle God aanbid het, want God is gees, toe onttrek God uit die mensheid, uit die mens se liggaam uit. En al wat toe nou oorbly, is jou gees wat dood is. Want die loon van die sonde is die dood. Jou gees is dood. Toe begin die mens te funksioneer in die sielsrealm. En toe word die liggaam prominent. Daniel, dink jy ken hom? Nie eintlik nie. Jy is nie 'n vrou nie hoor.
Hulle is so, maar die manne is iets anders. Jy sien, hoor vandag wysheid. Jy is nie per toeval volgende hier nie. God het met jou 'n afspraak. En as jy nie luister nie, sal jy die prys betaal, omdat jy die woorde van God verag het. Hoor wat ek jou sê. Dink jy ken hom? Nee, jy het my klaar geantwoord. Jy nog baie om te leer. As jy 'n pad vorentoe saamgaan, gaan jy nog baie meer leer, maar jy sal nooit weer ken nie, hoor. So jy haar ook nie, hoor. Dit is nie one-sided nie. Want net die mens weet wat is in die mens. En daar's areas wat ons nie. No. Want jy's bang vir verwerping en bang vir skandes. Amen. Maar kom ek help jou volgend. Sou God na wedergeboorte nog in jou kon bly het, maar jy sondig dan nou. Sou hy nie onttrek het nie. Jy sien, kind van die Here, die vrug van die kruis, hy het betaal vir my en jou sonde, vir ons ongeregtighede. En weet jy wat, daai sonde en daai ongeregtighede van jou, is onder die bloed. God dink nie daaraan nie. So wat is in jou wat jy wegsteek? Sien maar, wanneer jy die vrug van die kruis verstaan, dan verstaan jy, my sonde en my ongeregtighede is gone. Want jou gees is lewend gemaak. Jou gees is lewend gemaak. God het jy die bloed van die lam en die werk van die kruis. Toe kon God weer na die mens toe kom, omdat Jesus vir die mens se sonde betaal het, kon hy kon woning maak in die mens se gees. So uit jou gees wat dood was, van Adam en Eva se val af, tot met Jesus se kruisiging en sy opstanding, toe het God nie in die mens se gees gebly nie, hy het onder hulle gebly. Maar toe jy Jesus aanneem as jou saligmaker, toe God se gees by jou kom stil staan, en hy oortuig jou dat jy 'n redder nodig het, en op daai oomblik, kind van die Here, verstaan jy Johannes 16 wat sê, die Gees sal julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dan verstaan jy, hy oortuig jou dat jy 'n redder nodig het. Hallo, hy oortuig jou dat jy 'n redder nodig het. Hey, God Heilige Gees kom oortuig jou, jy het 'n redder nodig. Totdat jy nie op daai punt in jou lewe kom nie. Baie ouens wil bekeer wanneer hulle aangejaag het, dan word hulle uitgevang. Dan is die trane rol jou op bokkie. Dan is dit trane en trane, maar jy's uitgevang, jy het aangejaag, jy het nie berou nie, jy's uitgevang. Daardie uitvang bring nooit 'n volkome belydenis mee nie.
Maar wanneer God Heilige Gees kom en hy oortuig jou en jou lewe lê oop. Mooi nou op daai oomblik, toe die Gees van God by hierdie prediker kom staan, daardie aand, toe sê ek, Here, wag, jy kan my nie vat nie. Honestly, no, Here, net so bietjie, jy kan my nie vat nie. Toe verstaan ek ten spyte dat ek 'n kerk van kinds af het ek in die kerk groot geword, Die jagen 17 jaar oud. En ek kan jou baie dinge vertel van kerklewe. Maar daardie aand, op die stoep van Oline Frans Victor se huis, daardie aand, toe besef ek het 'n redder nodig. Ek kan my self nie red. My goeie werke stink. Ek kan nie roem in my werke nie. Maar daai aand, toe God se Gees by my stil staan. Lees daai aand, toe ek uit my gees uitroep, God red my. Toe red hy my. Toe red God my. En hy kom maak woning in my gees. En daardie gedeelte wat dood was van Adam en Eva se sondeval tot met Jesus se opstanding. Daai gedeelte wat dood was, waar God net onder die volk kon woon het. Want toe kom maak God weer woning in my. Maak dit sin, kerk. Amen. Jy sien, Jesus, hy sê vir ons, kom ek lees vir ons. In 1 Korintiërs hoofstuk 15. 1 Korintiërs 15. Waar is ons nou? Vers 45. Soos daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. So daai lewendmakende gees is hoofletter, dis die Heilige Gees. Nou, Jesus word 'n lewendmakende gees. Hy kom en hy kom maak woning, luister baie mooi, slegs wanneer die Heilige Gees jou oortuig het, en waar jy waaragtig, uitroep van God, ek het U nodig, word U my redder, en hy red jou en hy kom maak woning in jou gees, mens, word met God versoen. Dan word jou gees weer lewend. Ag, julle opgewondenheid. Stem my tot groot opgewondenheid. Toe word jy 'n lewende gees. Dis die vrug van die kruis. En ek sit baie daar en ek dink en ek sê, Heilige Gees, Jesus, wat 'n verwagting het jy van die mense kind om waardering, dankbaarheid te betoon aan U wat die prys betaal het. En dis hoekom Miss Amy, listen this morning, listen very carefully this morning. That's why when the Spirit of God is alive in your spirit and your spirit is alive in Him,
In Johannes 14 van die vers 19, 20, 21 sê, in die dag sal julle weet, ek en Vader in my, julle in ons, en ons in julle, as julle my gebooie bewaar, sal ek my aan julle openbaar maak. Ons hoor hierdie woord, jaar in, jaar uit. But your life doesn't change. Jy hou aan met jou nonsens. Jy hou aan met die sondige natuur. Maar jy moet een ding verstaan vandag. Nou, God kon nie by die mens bly nie. Wees die sonde, die gevallenheid van die mens toe hy sondig. Toe onttrek God van die mens. En nou kom ons, sê nie ons is kerksmense. En jy vat jou lewe en jy bring dit in lyn met God se woord, is daar nie 'n match nie. Jy sien, want heel moontlik, het jy nog die waarheid ontvang nie. Maar heel moontlik het jy nog nooit tot wedergeboorte gekom nie. Jy het 'n bekering gemaak in die siel, met die siel, maar jou siel was nie dood wees, die sonde in jou siel is geaktiveer. En Satan het die mens begin beheer deur die siel van die mens. Deur die verstand, die wil en die emosies het die mens beheer. Kyk maar hoe tree jy op in situasies. Hoeveel keer het iemand vir jou gesê, stop met die sigarette? En die vibe, is dit vibe? Haai goed. En die terentaaltwak, en die tik. En al die nonsens, hoeveel keer? Maar kan nie, ek is verslaaf. Wat bely jy? Wie het jou daarna toe gevat na verslawing toe? Jy het Satan toestemming gegee. Daai Ganston filter het nie outomaties in my mond ingespring nie, man. As 'n dooie pakkie sigarette twak. Ek immers twak. Hoeveel keer sê ons, moet nie twak praat nie. Nee. Maar daar is die sigarette dood. They haven't got life. So wie mag oor wie? Die dood? Want hy spring nie in jou mond in nie. Jy spuit hom nie in jou in nie. Daai spuit kom jy so, kyk. Nee! Jy opereer in die sielsrealm. Met die dood. Terwyl, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, nou begin jy God se woord, nou wat God gesê het. Hy het nie gesê, ja, gaan die storms in jou lewe wees nie. Hy het nie gesê, ek is groter as die storms, maar ek wil kyk, of jy kan glo in my. Maar nou word jou gees lewend. Callie, hierdie woord maak my opgewonde, man. Nou word my gees lewend. Dis wie ek is gees.
Met 'n siel, maar my siel moet vernuwe word. Nou my denke, my verstand moet vernuwe word sodat ek God se woord kan toepas in my lewe, anders te bly ek in die leuen. Want God se woord is lewe vir wie hulle vind. Dis hoekom soveel Christene almal hulle woordhoorders wil in die kerk toe kom. Maar self lees hulle nie die Bybel nie. Self bestudeer hulle nie die Bybel nie. Self vind hulle nie in die Bybel nie. Gemaklike godsdienst wat ons beoefen. En Satan met sy leuns en sy misleiding hou die kerk gerus en hy sis hulle aan die slaap. And when they die, the audacity of a preacher will tell the people he must be in heaven. Why? Now he visited the church. Hy het eendag gesê, nee, maar ek neem die Here Jesus aan as my saligmaker. No. Only when your spirit is born again and your mind is renewed. En daai vernuwing is 'n standhoudende. Hy hou nie net nooit op nie. Hoe ouer ek word, hoe ouer ek word, hoe meer openbaring kry ek. Hoe meer word die woord vir my belangrik, kosbaar. Jy sien, kind van die Here, hy kom met woorde, hy maak jou gees lewend. Is julle met my? OK. Right, kom ons blaai 'n bietjie na 2 Korintiërs hoofstuk 3 toe. Nou, hoor nou hier, asseblief geliefdes, kyk man, luister mooi, jou lewe moet verander. Nee. Ja, maar jou lewe gaan net verander when you are born again. Your spirit must be reconciled with God. As jou gees nie tot wedergeboorte gekom het nie, gaan jy die Here wil dien met die siel. En hy siel, gaan jou nie red nie. Hy maak met jou so. Jy weet mos daai, julle ouer mense, ken mos daai Jojo, daai wielietjie met die toukie wat jy so. Dan gooi hom so, dan af op. En baie triks gehad met hom, né? Jy sien, kind van die Here. Maar ons wil nie waarheid hoor nie. Ons wil nie waarheid hoor nie. Want dit is so lekker om uit te wip. Aanstoot, né? Jy word vermaan met waarheid, né? Maar jy sien, jy wil nie verander nie. You doesn't want to change. Maar wanneer jou gees lewend gemaak is en nou beginne, luister mooi, luister baie mooi, nou beginne jou gees wat lewend gemaak is, nou moet jy beginne verstaan, you are in the likeness and in the image of a living God. Sjoe. Come on. Jy is geskape in die beeld en die gelykenis van God. Toe Adam en Eva sondig, toe onttrek God uit jou gees uit, maar toe die Here Jesus Christus aan die kruis sou sterwe, hy staan op, hy vat die siel van die dood wat sonde is, hy vat dit weg van Satan af, en dan maak hy jou, as jy hom aanvaar, maak hy jou weer 'n lewend, jou gees lewend, gevul met God. OK.
Kom ons kyk gou 'n bietjie. Die vrug van die kruis. Is jy 'n lewende gees of is jy nog 'n lewende siel? Of 'n dooie siel? Lewend, ek weet nie. Daai een. Okay, kom ons lees gou 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ek lees vanaf vers 15. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Met ander woorde, daar lê 'n bedekking oor hulle gees. Die werklike jy. That's why you always battle. Jy battle man. Jy kom net nie tot oorwinning nie. 1 tree vorentoe, 10 tree agteruit. Want jou gees is not born again. And your mind is not renewed. Jy sien, dit is een ding wat die Heilige Gees, wow, hy is so kosbaar. Hy bring waarheid, hy herinner jou aan toe jy Jesus aanneem, toe sê hy, Christ-like. Dis hoekom ons nie meer onder die bed en wegkruip nie. As julle die verskonings moet hoor, wat ek al gehoor het in 40 plus jaar in die bediening, kan ek ook 'n boek skrywe en is dit 'n Nobel wenner. Wat is daai ding? Nobel, daai ene. Nou, kan ek ook so 'n wenner word, né? Kan 'n boek skrywe oor excuses. Kom kind van die Here, ek wil hê jy moet hoor wat sê. Hy sê ja, tot vandag toe. Nee, wanneer Moses gelees word, lê daar bedekking oor hulle en dis waarheid tot in hierdie dag is daar bedekking wat oor die hart, oor die gees van die mens lê. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. You are more than a conqueror. You are a king. You are a priest. You are an ambassador. You are a co-worker. You are the temple of a living God. Dis wat die woord is, as jy my woord bewaar, gaan ek my aan jou openbaar maak. You in Christ. In Christ. In Christ. In die Here. As dit julle nie plan nie, dit plan my, dat die kerk, wat 'n impak maak die kerk in die omgewing? Die meeste, en ek sê dit met baie nie eers die ontsag, nie sommer. Die meeste predikers is bedelaars. Hulle sit as bedelaars en wil die mense leer. En die mense manipuleer om geld uit hulle uit te kry. Ek het gevind in die lewe, in die bediening, Roderick, it is the anointing, die nodigheid van God wat geld losmaak. Ek staan daar agter. Leon, ek hoop jy luister. En toe ek besef ons moet 'n nuwe menger kry. Dis sê ek, Leon, ons gaan nou 'n nuwe menger. Ek dink jy gaan geld hê vir dit. En Leon ken my al vir die langste van julle. Hy ken my al jare al. En hy kyk my so aan. En hy begin seker, ek sê, stop die bus. Stop die bus. Ek weet wat die woord sê. Die woord sê, hy sal elke behoefte van my vir iets onderneem. Amen. Dis wat die woord sê. Dus hierdie matte, dis hoekom ek so keer vir hierdie matte, dat hy moet skoon bly. Toe vra hierdie ouens vir my 23.000, dat was hier ook in die pad vir 23.000 rand vir die matte. Dis al 7 jaar terug, 7, 8 jaar terug. En ek kyk hom so, ek sien die prys sien nie. Ek is 'n goeie rentmeester. Ek sê vir hom, is this a good price of your best price? I'm not looking for a good price, I want your best price.
En hy is 'n moslim. Maar ek moet vir hom bid. Here help hulle. En hy bring hom af so bietjie. Ek sê, okay, well, did you know? Binne 2 weke, toe lê hy die matte. En nie 1 sent uit die Parel of uit die gemeente uit nie, nie 1 sent nie. My afhanklikheid is nie van jou nog nie. My afhanklikheid is van God af. Maar ek moet vir jou geleentheid skep om te kan saai. En dis wat my getuienis is. En toe Leon my gister Vrydag help die ding instel en so aan, het ons hierna sukkel ons so 'n bietjie, maar ons kry min, ek glimlag lekker. Dit was nie eers 'n week gewees nie, toe sy afgelewer. God wil in elke behoefte van jou voorsien. Amen. In elke behoefte. Al. Ernstig. God se woord sê so. Maar die bedekking moet wegkom. Die bedekking moet wegkom. Seker nog die langste diens wat jy in jou lewe bygewoon het, né? Ja, okay, as dit nog nie inleiding gegee is, gaan nou preek. Jy sien, kind van die Here, ons kan ure sit, daai rugby ouens, né? En hulle skreeu vir die bokke, allemaal bokke. En die eindvleitjie blaas, né? Dis as veld. Oor 'n rugby leerbal. Shame. Maar die sport kom al uit die Bybelse tyd, dis fyn. Maar wanneer sport jou God word nie. Nou hoor wat sê hy so. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Kind van God, totdat jy nie verstaan, met wedergeboorte word jou gees lewend gemaak nie. God is gees, en die wat hom aanbid moet hom met gees en waarheid aanbid. Okay? Het jy al gesien as iemand sterf, het jy al by iemand se sterfbed gestaan en daar gaan hy, of gaan sy? Ek het al vir mense gebid en lek my hand op hulle kop en ek sê, dankie Here, daar voel ek gaan. Ek kon fisies voel daar gaan. Dan kon jy sien, asem is uit. Jy sien, kind van die Here, wanneer gaan die dag aanbreek? Wanneer ons verstaan, dis jou gees mens. God is gees. En as jy God wil aanbid, gaan jy hom in gees en in waarheid moet aanbid. Nie opinie 3 vers 3 nie. Maar omdat mense nie wil verantwoordelikheid vat en verander nie, sê nie is nog te lekker, is later. Hoe weet jy, as een tree, tussen my en die dood. Ons is gister by 'n begrafnisdiens gewees van 'n man en 'n vrou daar by ons in die kompleks. Hulle is by hulle dogter, hulle gewees daar gekuier op die plaas, daar aan die kant Appington, daar aan die Kalahari. En hulle kom terug, net aan die kant Appington, Groblershoop, kop en kop botsing. Al 2 dood. En hy mense is geskok. Die kompleks geskok. Jy sien, jy weet nie. Maar ek praat nou nie oor, ek wil met jou praat. Lewe nou. Lewe nou. Vertrou God vir jou gees om lewend te word. As jy die Here nog nie in gees en waarheid aanbid en dien nie, is dit heel moontlik dat jy nog nooit tot wedergeboorte, jy bekeer,
Jy is 'n kerkganger. Maar soos die golwe van die see. En weet julle wat sê Jakobus hoofstuk 1 sê hy? Hy sê, en so 'n persoon is dubbelhartig. En so iemand moet nie dink dat hy iets van God af gaan ontvang nie. Wie van julle ly aan verslawing? Wie van julle is verslaaf aan dwelms? Stilte. Ek vra die vraag. Wie van julle is verslaaf aan sigarette? Daar sien ek hand. Wie van julle is verslaaf aan grandpas? Daar's mense wat regtig verslaaf raak aan medikasie. Weet jy hoekom het ek vir 14 jaar gerook? Weet jy hoeveel mense het met my gepraat oor die rook? Vra my vrou. Maar ek het die leuen geglo. Ek het 12 uur skofte gewerk, daar het ek jong man gewees. Maar as ek die rook, kan ek nie wakker bly nie. Dis 'n leuen. Wat is lekkerder as chocolates? Kyk, ek praat met jou, kyk vir my, wat is lekkerder as chocolates? 'n Sigaret. Is waarheid. Kyk hoeveel ouens probeer ophou, dan eet hulle vervanging. Maar wie hoeveel raak jy dik vir? Want jy sien, jy vervang die God. Jy vervang die God, jy vervang die verslawing. Jy kan verslaaf raak aan chocolates, man. Vra vir Callie. Wat wil ek jou sê? Toe ek verlos word in die Here wys, weet jy, jy kry skame mooi. Ek kry skame met daai ganse filters, wat ek so gesuig het. Is 'n dooie ding, wie is die sterkste? Daar sit hom neer. Nou, wie gaan na hom toe? Hy's 'n dooie ding. Maar die siel, die verstand, nee, jy kan nie sonder hom nie. Weet jy hoeveel manne en vroue het al selfmoord gepleeg? Hulle kan nie sonder daai man of vrou wees nie. Pleeg hulle self. Dis 'n leuen uit die put van die hel uit. Maar dis die leuen in die siel. Maar nadat ek tot wedergeboorte gekom het, lê my lekker daar. Ek heers oor jou. Waarheid het my vrygemaak. Armoede. Wie van julle is arm, finansiëel arm? Ja. Maar, dankie vir die eerlikheid. Maar, hoekom is jy arm? Why? Maar ek het nie seker, pastoor, nee, ek spend miskien nou nie, ek het nou nie 'n budget nie, so ek gee maar net uit as ek agterkom, ook kan nie my skuld betaal. Payday is 'n vieslike ding, man, Kentucky dag. Of Hungry Lion. Of Fish and Chips. Dit is 'n snaakse ding, as jy daai pyg, jy dink nie, man. Maar as jy arm is, wil ek vir jou sê, dis nodig dat jou gees lewend word met waarheid. Laat die waarheid wat in jou gees is, Jesus sê in Johannes 10:10, sê hy, die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. As jy maar ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Jou siel het 'n beperking. Jou siel akkommodeer die dief. Jou verstand. Dis hoe Satan werk. Maar wanneer die woord van die Here, dis hoekom die Here Jesus sê, as jy my woord bewaar,
sal ek my aan jou openbaar maak as die meer as genoeg. Weet jy hoekom ek jou gevra wat 'n groot skoen jy het? Moet nie vir my sê wat 'n size is. Ek wil weet wat die size is, want ek wil jou 'n paar nuwe skoene gee, man. Sê vir hom, ag, so wat, ek gaan ook 'n paar kry. So wat? Jy gaan ook 'n paar. En dis nie cheapies nie, dis nie Pepsi skoene nie. Jy sien, kind van die Here, kyk in my kas. Ek sê, wat maak julle hier? Wanneer het ek julle gekoop? Wanneer ek julle nodig gehad, het ek julle gekoop. Miskien net vir 'n dag, vir iemand. Sê vir Lionel, yes, hy lyk vanoggend soos 'n predikant. Kom staan gou by my hierso. Kom staan hier by my, dat Suid-Afrika kan sien hoe lyk jy. Kom staan hierso. Nee, maar nie soos jy nou lyk nie. Hulle die ou een, kyk hierso. Kyk hoe mooi lyk hierdie jong man. Dis my Timoteus die, Kyk hoe mooi lyk hy, Maar ek het hom beloof, ek gaan hom nog 'n taai gee. Hy het 'n mooi taai gee. Hierdie is mooi, maar ek gaan hom 'n mooi taai gee. Want weet julle wat? Ek het potensiaal gesien van grond om die saad te saai. Dankie Lionel. Waardeer vir jou hoor. Helemaal lekker aan te. Why? You need to live a life of more than enough. But that will never happen if you haven't got a revelation that you are a living spirit. Tot jy nie dit verstaan nie. Alexie sê, kom ons ek nie 'n man nie, kan ook so bederf word. Julle dink, iemand het enigs ja, maar dis omdat jy die vorige, die apartheidsjare, soos ek jou vertel van die apartheidsjare, hoe ek hom beleef het. Hier gaan sal my huil. Of sal my lag. No. Die vraag verlet die man. Die duiwel kon by my leer het om skuld te maak, om aan 'n nuwe karre te koop. Ek het nuwe karre gekoop elke 6 maande, man. As ek in die Richards Bay, daar's 'n roes, dan sê ek nee, ek soek 'n plekkie net waar ek kan vertel, hierdie kar is trots geroes, wat ons verkoop. Maar toe ek tot wedergeboorte kom, toe verander my waardesisteem. Jy moet 'n goeie motorkar hê, jy moet 'n betroubare voertuig hê, God wil dit vir jou gee. Okay? God wil dit vir jou gee. God wil vir jou die beste gee. Maar God moet jou kan vertrou. En net waarheid gaan jou bring tot die punt dat jy God kan vertrou. Laaste teksvers. Ja, Here help ons. Nou hoor wat sê die vers 17, die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. As God nie in jou gees is nie, is daar nie vryheid nie. Vers 18, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, met ander woorde die teenwoordigheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. God het Jesus gemaak 'n lewendmakende Gees. En die vraag is, het jy al toegelaat dat God Heilige Gees jou gees lewend maak? As jy dit nog nooit gedoen het nie, vra God se Gees om jou te help, om jou te oortuig.
En dis hoekom ek en jy woorde van gees en lewe, waarheid gaan spreek. Amen. En volgende wil ek die gees van minderwaardigheid, bedelaar, gees wil ek breek op jou lewe. Vader, ek kom volgende en ek breek daai gees, wat hierdie jongman in 'n tronk hou. Gees, siel, liggaam. Here, ek maak hom los volgende. Ek maak hom vry volgende. Here, dat die woorde wat ek gespreek het, skeiding bring in sy tussen sy gees en sy siel, murg en beenoorlegginge van die hart, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus, Here, maak ek hom vry. Amen en amen en amen en amen. Amen. I mean, I want to tell